Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die koning op die kruis. Die koning op die kruis. En ons skrifgedeelte vanoggend is Lukas 23 vers 26 tot 49. Lukas 23 vers 26 tot 49 en omdat dit 'n redelike lang gedeelte is, gaan ek dit nie vanoggend voorlees nie. Maar open die Bybels en volg maar saam soos die boodskap ontvou. Maar terwyl julle dan die woord van God oopmaak, kom ons maak die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, vanoggend herdenk ons die grootste gebeurtenis in menslike geskiedenis. Ons redder wat namens ons aan 'n kruis gehang en gesterf het. Here, en ons wil vanoggend net op ons gesigte neerval en sê dankie Here. Dankie Vader dat u liefde vir ons so groot was, dat u enige gebore seun gegee het, sodat deur in hom te glo ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. Here, seën elkeen vanmôre op 'n spesiale manier, Here, deur hierdie boodskap oop te breek aan hulle verstand, sodat hulle kan hoor wat u sê, en dat hulle hierdie boodskap nie net in hulle harte sal bewaar nie, maar sal uitdra. En Here, ek vra dat u my ook sal seën deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, en ek wil net vanoggend wil ek die wonder van God net weer eens beklemtoon. Soos julle weet, is ek die afgelope seker amper 2 jaar besig om deur die evangelie van Lukas te preek kronologies. En wie anders as die wonderbaarlike God kan dit so bestem dat die gedeelte van Lukas wat volg op laasweek se vanoggend juis oor Jesus se kruisiging sou handel. So ek wil vra, laat ons hom dus vanoggend weer eens die lof en die eer gee wat hom toekom. En geliefdes, ek voel altyd so ontoereikend om te preek. Maar ek voel nooit meer ontoereikend as wanneer ek oor die kruisiging van Jesus preek nie. Want daar is eenvoudig geen manier waarop ek reg kan laat geskied aan hierdie mees diepgaande gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld nie. Om oor die kruis van Christus te mediteer behoort baie gevoelens in ons harte te ontlok. Rou oor ons sonde wat hom nooit of nie so nooit wat hom daar geplaas het, wat ons met uit afgryse moet vervul oor God se verskriklike oordeel, wat so 'n prys vereis het, en dankbaarheid vir die groot liefde en die barmhartigheid van die Heiland, en ontzag vir die feit dat iemand soos hy so iets sou doen vir so groot sondaar soos ek self. En tog het ek nie die vermoë om al hierdie dinge uiteen te sit soos dit verduidelik en toegepas behoort te word nie, en ek verstaan dit. En daarom moet ons onsself almal opnuut op God werp en bid dat hy sy woord in ons harte sal gebruik, bo my vermoë om te preek en bo jou vermoë om te luister. So vandag gaan ek 'n oorsig gee van die kruisiging soos beskryf deur die Heilige Gees, en hy dit deur Lukas aan ons meegedeel het. En as die Here wil in die daaropvolgende weke gaan ek teruggaan en sommige van die besonderhede kies wat meer meditasie vereis as wat 'n enkele boodskap sou toelaat. Maar vandag wil ek 4 breë temas wat die kruis vertoon voor julle stel. Nou, die kruis vertoon die aakligheid van menslike sonde, God se verskriklike oordeel, sy wonderlike liefde en sy wonderlike verlosser.
Kom ons kyk eerstens na hoe die kruis die aakligheid van menslike sonde vertoon. Jy weet, deur die geskiedenis heen het goddelose mense 'n paar verskriklike dinge gedoen. Onskuldige vroue en kinders is basies geslag. Mense is gemartel vir plesier. En hulle toevlug tot kannibalisme en ander ewels wat te afskuwelik is om te noem. Maar nog nooit het die mensdom so laag gedaal, soos toe hulle die Here van heerlikheid gekruisig het en hom gespot het terwyl hy aan die kruis gehang het. Die afgryse van geweld is eweredig aan die onskuld van die slagoffer. As 'n bendelid byvoorbeeld 'n ander bendelid sou skiet, dan is ons geneig om te sê dit is erg, maar dit was sy voorland. Maar as 'n man 'n klein kindjie martel en vermoor, dan deins ons in afgryse terug, want die kind het niks gedoen om sulke verskriklike behandeling te verdien nie. Maar terwyl kinders relatief onskuldig is Jesus alleen werklik onskuldig en onbesmet, soos Hebreërs 7 vers 26 ook vir ons duidelik sê. Want hy was nooit in gedagte, in woord of daad deur sonde besmet nie. Hy het die heerlikheid van die hemel prysgegee en na hierdie aarde toe gekom, nie vir homself nie, maar om sy lewe vir sondaars af te lê. En hy het rondgegaan en hy het goed aan almal gedoen. En sy lering en sy wonderwerke het bewys dat hy God se gesalfde een, of die Messias is. En vir mense om al sy wonderwerke te verontagsaam, wat hulle stilswyend erken wanneer hulle sê hy het ander gered. Wanneer hulle dit verontagsaam om sport daarvan te maak, om so iemand te martel, en dan te spot terwyl hy aan die kruis gehang het met sy lewe wat stadig uitgeëb het, was die gruwelikste misdaad denkbaar. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 19, die mense het die duisternis meer lief gehad as die lig, want hulle werke was boos. Die duisternis van die mense hart was nooit so donker soos toe hulle die Seun van God gekruisig het. En so het God duisternis oor die land gestuur as 'n teken van sy toekomstige oordeel, wanneer mense wat hulle nie bekeer nie in die buitenste duisternis gewerp sal word, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande is, soos Matteus 25 vers 30 vir ons sê. En julle moet verstaan, hierdie was nie, soos party mense wil sê, dit was maar net 'n sonsverduistering nie. Dit was nie 'n sonsverduistering nie, want 'n sonsverduistering is onmoontlik tydens volmaan. Nee, dit was eerder 'n wonderwerk wat van God af gestuur is, sodat sonnige mense kon bewe oor sy krag en sy oordeel. In die hardheid van die menslike hart word gesien deurdat die Joodse godsdienstige leiers nie eens opgehou het om te spot nie, maar geen aandag aan hierdie wonderteken in die hemel gegee het nie. Johannes Calvin in sy kommentare, soos weergegee in die Harmony of the Gospel, sê dat hulle vreeslike waansin ons met afgryse behoort te vervul. En die Franse vertaling hiervan sê, moet ons hare laat regop staan. Dat hulle so blind kon wees om hierdie waarskuwing van God te ignoreer. En dan voeg hy by, maar dit is die gees van domheid en duiseligheid waarmee God die verworpenes bedwelm, nadat hy lank met hulle boosheid getwis het. Anderswoorde, hy maak hulle verstand donker, sodat hulle nie sien nie, soos Matteus 13 vers 14 ook vir ons leer. En diegene wat hierdie verskriklike gebeurtenis aanskou het, het verskillende reaksies gehad. Die godsdienstige leiers is die skuldigste, aangesien hulle Christus se wonderwerke gesien en sy leer gehoor het, maar hom bewustelik en opsetlik verwerp en homself uitgetart het toe hy sterf, soos ons in vers 35 sien van hoofstuk 23 volgend. En die Romeinse soldate was ook skuldig aan die spot met hom, verse 36 en 37, maar dit was meer uit onkunde en onnozelheid. En baie het net uit nuuskierigheid gestaan en kyk, miskien nie geweet wat om te dink nie, soos vers 35 vir ons sê. Want die diewe aan die kruis het albei eers met hom gespot, hoewel die een baie gou tot bekering gekom het, soos ons in vers 39 tot 43 sien. En ons kan die vergelykende gedeelte ook in Matteus 27 vers 44 en Markus 15 vers 32 lees. En die menigtes het, nadat hulle die hele skouspel aanskou het, weggegaan en op hulle borste geslaan, miskien vaagweg erken dat iets verskrikliks plaasgevind het, soos vers 48 sou sê. Miskien was dit die aanvanklike werking van God se gees,
om hulle van sonde te oortuig ter voorbereiding van Petrus se preek op Pinksterdag. En Christus se kennisse en die vroue wat hom vanaf Galilea vergesel het op afstand gestaan, waarskynlik uit vrees en verwarring, soos ons in vers 49 sien. Maar eweneens Lukas skilder hierdie toneel om ons nie net die sonde te wys van diegene wat die verlosser gekruisig het nie, maar om ons te kry om ons eie harte te ondersoek. En alhoewel ons dalk nie so skuldig is soos die godsdienstige leiers nie, is ons almal skuldig. Jesaja 53 vers 6 sê, ons het almal so skape gedwaal, elkeen van ons het sy eie pad gedraai, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat val. Laat toe dat die skouspel van die kruis jou oorweldig met die aakligheid van jou eie sonde. En dan kyk ons, die kruis vertoon God se verskriklike oordeel oor sonde. En geliefdes, omdat ons van nature sondaars is ons geneig om beide ons sonde en God se toorn teen sonde te minimaliseer. Ons dink dat ons sonde nie so erg is nie, en ons kan nie verstaan hoekom God so opgewerk daaroor sou wees nie. Maar soos Calvin weer eens verduidelik, hy sê dit was 'n verstommende vertoning van die toorn van God, dat hy nie eers sy eniggebore seun gespaar het nie, en nie op enige ander manier gepaai is, as deur daardie prys van versoening nie. Die woord sê vir ons in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. En niks minder as die dood van God se eie seun kon sy heilige toorn bevredig, wat regverdig vir ons sonde verskuldig is nie. En God se oordeel word op verskeie maniere in hierdie verhaal gesien. Ek het reeds nou die verduisterde son genoem as een teken van die toorn wat kom. En dit moes elke mens daar laat bewe van vrees en uitroep om God se genade. En ook het Jesus die dogters van Jerusalem wat oor hom geween het gewaarsku teen die komende oordeel oor die stad. Want vir die Jode was kinders God se seëninge, en dit was 'n vloek vir 'n vrou om onvrugbaar te wees. Maar Jesus het gewaarsku dat die dae sou kom wanneer hulle sou sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Soos ons in vers 29 sien. En so groot sou die lyding en slagting wees, dat dit beter sou wees om nie kinders te hê nie, as om te sien hoe die kinders honger ly en deur die Romeinse swaarde in stukke gekap word. Want op daardie tydstip sou mense na die berge roep om op hulle te val, aangesien dit 'n meer genadige vorm van dood sou wees, as wat op hulle gewag het. En as dit natuurlik of onnatuurlik was dat Jesus die groen boom verbrand word, hoeveel erger sou dit dan wees, wanneer God se oordeel uitgestort is oor die skuldige, uitgedroogde nasie, gereed vir die vuur. Maar God se tydelike oordeele oor Jerusalem was niks in vergelyking met die ewige oordeel waarteen Jesus dikwels gewaarsku het nie. En hy het die mees beskrywende taal gebruik om die aakligheid van die hel voor te stel. Benewens om dit te beskryf as 'n plek van buitenste duisternis, waar daar geween en geknars van tande is, het hy dit 'n plek genoem waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Markus 9 vers 48. En in Lukas 16:24 het hy die ryk man in pyniging voorgestel wat uitroep vir 'n nat vinger om sy tong af te koel, want ek ly smarte in hierdie vlam. En soms dink ek dat ons fouteer deur te fokus op die fisieke lyding van Jesus aan die kruis, terwyl ons die feit mis dat dit maar net 'n vaal blik was op die geestelike pyn wat hy verduur het. En dit is betekenisvol dat nie een van die 4 evangelies veel detail gebruik om sy fisiese lyding te beskryf nie. Lukas sê eenvoudig in vers 33, hulle het hom gekruisig. En toegegee die meeste van sy lesers op daardie stadium het kruisigings al aanskou, so hulle het geweet watter verskriklike lyding dit inhou. Dis een van die verskriklikste, stadigste, martelende sterftes wat ooit uitgevind is. Maar ek dink dat G. Campbell Morgan reg is as hy sê dat hy dikwels gewens het dat niemand 'n prentjie van die kruisiging geskilder het nie. En dan verduidelik hy dit as volg. Hy sê, ek ontken nie die tragedie van die fisiese nie, maar ek voel dikwels dat in verband met ons kinders, ons in gevaar is
as ons te veel met hulle praat van die spykers en die dorings en die spies. Dit was bloot die bykomstighede, almal van hulle nodig, gee ek toe, om uit te werk tot sigbaarheid voor hierdie arme menslike oë van ons, iets van die onpylbare smarte van God in Christus aan die kruis. En tog is daar altyd 'n gevaar dat ons deur ons vreeslike jammerte van hart meer besig raak met die fisiese lyding as met die geestelike pyn. Kom uit sy boek Die Evangelie volgens Lukas. En die punt van Christus se lyding aan die kruis was dat hy God se verskriklike oordeel gedraai het wat ons verdien het. En sodoende sy toorn vir ons bevredig het. En as die gekruisigde Christus jou verlosser is, sal jy die dag van God se toorn oor sondaars ontsnap. Dus Paulus dit triomfantlik in Romeine 8 vers 1 stel, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Halleluja. Maar ek moet onderstreep dat jy nie hierdie punt oor die kruis wat God se toorn teen sonde openbaar kan uitskakel of vlugtig daaroor kan beweeg as jy 'n ware Christen is nie. En in my volgende punt sal ek praat oor God se wonderlike liefde soos gesien in die kruis, en dit is waar. Maar om verby God se toorn te kyk en na sy liefde toe te jaag, is om die aanstoot van die kruis te mis. Daardie oortreding is dat ons sondaars is wat God se oordeel verdien. Ons kan niks in onsself doen om daardie oordeel te paai nie. Wat ons nie kan doen nie, het God gedoen. Deur nie sy eie seun te spaar nie, sodat niemand voor God kan roem nie. En James Stalker wys daarop hoe dat net soos daar in Christus se dag godsdienstige mans was wat gesê het, klim van die kruis af en ons sal jou glo, so is daar vandag nog steeds sulke mense. Hy sê dat hulle geen gevoel het van hulle eie onwaardigheid of van die majesteit en die regte van 'n heilige God nie. Hulle verstaan nie 'n teologie van sonde en straf, van versoening en verlossing nie, en al die diepe betekenis van sy dood moet uit die Christendom weggeneem word voordat hulle sal glo. Kom uit sy boek The Trial and Death of Jesus Christ. Ons moet dus aan die kruis die aakligheid van menslike sonde en die verskriklikheid van God se oordeel sien voordat ons aanbeweeg na die volgende punt. En dit is die kruis vertoon God se wonderlike liefde teenoor sondaars. Soos Charles Wesley dit in sy grootse lofsang gestel het, ongelooflike liefde, hoe kan dit wees dat U my God vir my sou sterf? Dis die enigste verklaring waarom Jesus gedoen het wat hy gedoen het. Want as hy op sy regte gestaan het, dan sou hy gesê het, hulle verdien wat hulle toekom. Laat hulle almal betaal vir hulle eie sondes. Hoekom moet ek in hulle plek ly? Dank God dat hy die beker van God se toorn gedrink het weens sy onpylbare liefde. En daardie liefde word gesien in wat genoem word Christus se eerste kruiswoorde, wat ons in vers 34 sien. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek hoop om hierdie vers in 'n latere boodskap in meer besonderhede te behandel. Maar in verbygaan sal ek sê dat alhoewel baie gewigtige vroeë Nuwe Testamentiese manuskripte hierdie vers nie bevat nie, daar redes is om te glo dat dit wel deel was van Lukas oorspronklike evangelie. En Christus se woorde hier adem dieselfde gees as wat hy in die preek van die vlakte geleer het in hoofstuk 6 vers 27 en 28 toe hy gesê het, jy moet jou vyande lief hê, doen goed aan die wat jou haat, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou mishandel. En net soos die tuinier in Jesus se gelykenis die eienaar van die vyeboom gevra het om net nog 'n jaar te gee, onthou julle hoofstuk 13 vers 6 tot 9. Net so pleit Jesus hier vir nog 'n kans vir hierdie skuldige nasie. En God wat die grond kon oopmaak en hierdie rebelle op die plek kon insluk, omdat hy vol liefde en barmhartigheid is, het die gebed verhoor. Onthou julle om deur Israel nog 40 jaar te gee voordat die oordeel val. Hy het vir hulle die prediking van Petrus op Pinksterdag en die bediening van die apostels en ander gelowiges gestuur en baie duisende het tot bekering en geloof gekom. En ons behoort hier te leer wat Calvin die verstommende en die onskatbare liefde van God teenoor ons in Christus noem. En hy merk verder op dat al die lyding wat Christus verduur het, hier uitgebeeld word, sodat ons duideliker kan sien hoeveel ons verlossing hom gekos het.
En wanneer ons reflekteer dat ons regverdig verdien het wat hy verduur het, dan kan ons meer en meer tot bekering beweeg word. En sê Calvin, God wys hier duidelik vir ons hoe ellendig ons toestand sou gewees het as ons nie 'n verlosser gehad het nie. Christus se gebed vir diegene wat ons so sleg behandel het, moet hoop gee aan die ergste sondaars. Ja, jy het die heiland misbruik en mishandel deur jou lewe van sonde. Ja, jou sonde het Jesus aan die kruis geplaas. Jy het vergifnis nodig. En vergifnis is presies wat Jesus namens skuldige sondaars bid. Hy bied dit nie aan op grond van jou verdienste nie, maar bloot as gevolg van sy groot liefde en genade. En dit het om duur te staan gekom, maar dit is vir jou gratis as jy dit sal ontvang. Die kruis openbaar God se wonderlike liefde vir sondaars. En dan laastens, die kruis openbaar God se wonderlike verlosser vir sondaars. En Lukas wil hê dat elke oog op hierdie wonderlike persoon van Jesus Christus moet wees. Die titels wat sy vyande spottend na hom geslinger het, is waar, al het hulle nie geglo nie. Want hy is die Christus van God, sy uitverkorene, soos vers 35 sê. Hy is die koning van die Jode, soos vers 37 en 38 sê. Hy is die onskuldige of regverdige een, volgens vers 47, wat niks verkeerd gedoen het nie, soos vers 41 vir ons sê. En ek wil hê ons moet let op 5 kontraste oor sy persoon. Eerstens, Jesus is ten volle mens, maar tog ten volle goddelik. As mens was Jesus so swak van sy nag in die tuin en sy geeseling dat hy nie eers sy eie kruis kon dra nie. Sy verskriklike fisiese lyding aan die kruis wys sy volle menslikheid. Hy het dieselfde fisiese pyn ervaar as wat die 2 diewe langs hom weerskante ervaar het. Sy emosies voel die steek van die bespotting. Hy het die teleurstelling van sy disippels se vreesgevulde afvalligheid gevoel. Sy siel het geskrik vir die komende oordeel wat hy vir Jerusalem voorspel het. As mens het Jesus sy siel by die dood aan God toe vertrou, net soos hy die Vader deur sy hele aardse lewe vertrou het. En tog wys die feit dat die skepping gekreun het met die krag van die son wat verduister word, wys dit vir ons dat dit geen blote man was wat aan daardie kruis gehang het nie. Hy kon die verskriklike vernietiging van Jerusalem akkuraat voorspel. Sy dood het Dawid se profesie in Psalm 22 vers 18 vervul van die soldate wat die lot werp en sy klere onder hulle verdeel. Hy was die Christus van God, God se uitverkore een, die beloofde koning van die Jode. As God kon hy redding aan die boetvaardige dief van die kruis beloof, deur hom vergifnis en die versekering te gee, dat hy daar dieselfde dag in die paradys by hom sou wees. En as God in menslike vlees, was hy waarlik onskuldig aan alles wat verkeerd is. Hy is in Paulus se woorde in Titus 2 vers 13, ons groot God en verlosser. En enige een wat of die volle menslikheid of die volle godheid van die Here Jesus Christus ontken, het die wese van die Christelike geloof ontken. Jesus is onskuldig en regverdig, tog het hy ons sondes gedra. Reg deur die verhaal van Christus se beproewing en kruisiging bevestig Lukas herhaaldelik sy onskuld. 3 keer verkondig Pilatus dit, onthou julle in verse 4 en 14 tot 15 en vers 22 van hierdie selfde hoofstuk. En die dief aan die kruis herhaal dit hier in vers 41. Die hoofman oor 100 bevestig dit weer in vers 47. Jesus Christus is die regverdige, ons voorspraak by die Vader, wat die versoening vir ons sondes is, soos 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 ook vir ons sê. En ek dink dat Calvin reg is deur te sê dat hierdie Romeinse hoofman oor 100 waarskynlik nie tot bekering gekom het om hierdie getuienis van Christus uit te spreek nie, maar eerder net vir 'n oomblik die aankondiger van Christus se goddelikheid was. Christus kon nie die verlosser van ander gewees het as hy sondes van sy eie gehad het. As hy gebreke aan sy karakter gehad het, sou hy nie 'n aanvaarbare lam gewees het vir die offer vir die sondes van ander nie.
Maar deur sy offer van homself het Jesus daardie ou offerstelsel afgeskaf, gesimboliseer deur die skeur van die voorhangsel in die tempel, vers 45. En daardie offers kon nie die aanbidders permanent reinig nie. Onthou julle Hebreërs 10 vers 1 tot 4 het dit vir ons gesê, maar Jesus het deur die een offer van homself eens vir altyd die prys van ons sondes betaal. Ons sien dit in Hebreërs 10 vers 11 tot 14. En dit is hoekom terloops die Rooms-Katolieke viering van die mis so belediging vir God is. Want hulle beweer dat die water eintlik die liggaam, wat het ons daai klein so beskuitjie wafer, dat dit eintlik die liggaam van Christus word en dat hulle hom weekliks weer en weer offer en dat die aanbidders voortdurend sy offer moet neem om progressief gereinig te word. Maar die skrif verkondig duidelik dat eerder as om herhaaldelik te ly, sê dit maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Hebreërs 9 vers 26. En derdens, Jesus was ryk, maar hy het arm geword, sodat ons ryk kan wees in hom. Toe die soldate gedobbel het vir die heel laaste besitting wat Christus op hierdie aarde gehad het, sy klere, is hy letterlik van alles gestroop. En Calvin neem waar in sy kommentaar op bladsy 298, hy sê, want die evangeliste vertoon aan ons die seun van God, wie sy klere uitgetrek is, om ons te verwittig dat ons deur hierdie naaktheid daardie rykdom verkry het, wat ons eerbaar maak in die teenwoordigheid van God. God het bepaal dat sy eie seun van sy klere gestroop moet word, sodat ons bekleed met sy geregtigheid en met oorvloed van alle goeie dinge, met vrymoedigheid in geselskap met die engele mag verskyn, terwyl ons vroeër ons walglike en skandelike aspek in verskeurde klere ons teruggehou het om na die hemel te nader. Of soos Paulus dit in 2 Korintiërs 8 vers 9 gestel het, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En vierdens, Jesus is vol genade en liefde en vergifnis. Tog is hy die regter van almal. En ek het reeds hieraan geraak, so ek sal net terloops noem. Ons sien die Here se deernis deur te praat met die vroue wat treur op pad na die kruis. Sy gedagtes was nie oor sy eie lyding nie, maar oor wat hulle en hulle kinders sou ly. Jy sien sy deernis en barmhartigheid in sy gebed vir sy vervolgers, sowel as met die dief aan die kruis. En tog ontken sy genade en liefde nie die nugtere feit van oordeel. Hy is in ons plek gekruisig, omdat God nie oor sonde stry nie. Alle sonde sal geoordeel word. So of jy vertrou op Jesus as die een wat jy oordeel gedra het, of jy sal dit self in die gesig staar. En dan laastens, nommer 5, Jesus is die gekruisigde een, sonder volgelinge, tog is hy koning van almal. Want Jesus was basies alleen aan die kruis. Johannes se evangelie teken aan hoe hierdie apostel saam met Maria, die moeder van Jesus, daar by die kruis was. Maar die res het op afstand gestaan. Die opskrif oor die kruis, wat die misdadiger se oortreding aandui, lees, dit is die koning van die Jode. Dit was Pilatus se steekhou na die Joodse leiers. Onthou, hulle het hom gedwing om Jesus te kruisig, so hy het hulle basies teruggekry deur te sê, hier is julle Joodse koning. Maar Lukas wil hê, ons moet sien dat Jesus waarlik nie net die koning van die Jode is nie, maar van al die nasies. Al is hy in skaamte gekruisig, het hy opgestaan en kom hy weer om in mag en majesteit te heers. So Lukas wil hê dat elkeen van ons moet vra, is die gekruisigde Jesus my koning? En ek wil afsluit. 'n man met die naam John Gordon was 'n gerespekteerde generaal vir die suide in die Amerikaanse burgeroorlog. En na die oorlog het hy homself verkiesbaar gestel vir die Amerikaanse Senaat, maar 'n man wat onder hom in die oorlog gedien het, kwaad oor een of ander politieke voorval, was vasbeslote om hom verslaan te sien. En tydens die konvensie het hy woedend die gang afgestap met sy
anti-Gordon stem in sy hand. En toe hy Gordon op die platform sien sit, het hy opgemerk hoe sy eens mooi gesig ontsuur is met die letsels van die oorlog. En oorweldig deur die emosie het hy uitgeroep, dit is geen nut nie, ek kan dit nie doen nie. Hier is my stem vir John Gordon. En toe draai hy na die generaal en sê, vergewe my generaal, ek het die letsels vergeet. Geliefde, as jou liefde vir die Here koud geword het, gaan terug na die kruis en onthou die letsels. Nie net die fisiese letsels nie, maar die letsels van God se toorn wat Jesus in jou plek gedra het. Laat sy wonderlike liefde jou hart van sonde afkeer en jou meer toewyding gee om hom te dien. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons kom in boetvaardigheid na U toe vanmôre. Here, om weer die kruis te onthou, om hierdie letsels weer in gedagte te bring. Dwing ons op ons knieë voor U. Die Here, vergewe ons. Ons het die letsels vergeet. Here, en daarom kyk ons weer na U as ons verlosser. Meer as dit, as ons koning op die kruis. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Geliefdes, mag hierdie boodskap voedsel vir julle siele wees, sodat as julle die letsels vergeet het, dat julle dit weer sal besoek vanmôre. En weet, julle koning het aan 'n kruis gesterf vir elkeen van julle se sondes. Mag julle wonderlike Christus gevulde dag en 'n Christus gevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, dan kom ons weer een Sondag by mekaar om uit sy woord te leer, om verder te kyk na wat ons koning vir ons gedoen het. Mag die genade van God met julle wees hierdie week. Mag God self met julle wees en mag God julle seën. Shalom.